Crocodile Daddy en hier is my vernoot. Crocodile Dundee. Dis sy en hier is ons. En net steur jy aan reël. Nee, glad nie. So ons gaan nou kyk, want as jy op die platte land is, dan leef jy gevaarlik. Natuurlik, hierdie is 'n groot avontuur. Ja, so ons gaan nou kyk wat gebeur as jy lean and leap over the Maar jou fence. bene is langer as myne, so jy moet Ek sal jou rustig gaan. oorhelp. Nee, jy gaan en dan help jy my Okay, kom ek help vir jou. Okay. Sien jy nou. Uitspelkuier op Otjiwarongo by 'n wonderlike warm vrou Anay Nule. Dankie dat julle na ons toe kom. Ja, wat gaan alles hier aan by jou krokodilplaas? Hoe het jy by die krokodille beland? Dis 'n lekker plek. Flippend baie werk. Hoorie man, Dieter, dis nou my man. Hy het eintlik sy hele lewe daarvan gehou om besighede te koop wat waarmee dit nie baie goed gaan nie. Dan bou hy dit op en dan verkoop hy dit weer. En toe het hy wat het hy gedoen? Ek kan nie eers presies onthou waarmee was hy besig nie. Hy het 'n diensstasie gehad en toe het hy die diensstasie verkoop. Toe soek hy nou 'n nuwe, hy moet nou 'n nuwe uitdaging kry. Ja. En hy kry nie en ek sê, ai Here, die man het nou eintlik half sy hande verloor met die diensstasie. Kan u nie vir my help om met sy voete te skilder nie? En hy kom hier af op die plek, want hy het toe eiendomme verkoop, en hy kom op die plek af, dis die krokodilplaas, en hier staan seker iets soos 42 bloekombome, reuse. En my boetie, Willem Moses, het toe nog gelewe, en ek sê, Boetie, kom kyk bietjie hierso. Dieter kyk na die krokodilplaas, en Willem staan op die stoep. Dus dit was nie lekker stoep nie, dit was so skare net reghoekige stoep. Met hierdie 40 bloekombome, en hy staan so en hy sê, sis, as jy iets van hierdie plek wil maak, dan moet jy hierdie bloekombome uithaal. En toe hy dit sê, toe gaan die prentjie vir my oop. Toe weet ons, okay, dit is eintlik die sleutel. Ja, en dit was vir so baie lekker projek. Ek dink ons het lekker mooi geweet waarvoor ons inlaat nie, want dit is nou weer 'n hele wetenskap op sy eie. En ons kon nie baie kennis en prosedures en markte of goed saam die plek koop nie. So toe moet ons nou weer die wiel van vooraf uitvind. En dis ook 'n ander ding om met krokodilboere te praat, want hulle is baie geheimsinnig. Ja, baie. Okay, en dis die enigste krokodilplaas in Namibië. Maar Dieter was ook nog heel wat jonger en hy het markte gekry in Suid-Korea en onder die Italianers, hy het na die leerskoue toe gegaan en so. En dit het toe nou baie gehelp. En ook nou maar by Suid-Afrikaanse boere ook probeer vra hoe en wanneer en hoekom en so. Ja, en toe was die man ook so snaaks, so sê, nee, maar ons moet 'n restaurant hê wat krokodilvleis verkoop. Nee, sê hulle lieg onder geen omstandighede. Hoe kan die mense nou na die krokodille kyk en dan wil hulle die goed eet? Nee, maar ek sê dit werk so in die lewe. Sit hom nou daar en dan lê die steek. En dan lê die steek nie, maar die mense sal nou verskriklik aanstoot neem. Ek sê nee, ons moet dit doen. Ja, en dit het ons, die restaurant het ons nou eintlik gedra deur 'n moeilike tyd, want die krokodilvelmark is baie. Wat is nou die mooi, hy is volatiel, maar daar's 'n ander woord daarvoor. Dis nie 'n standvastige, standhoudende mark nie. Hy's op en af, want dit is 'n luukse produk en hy steeds nog nie heeltemal herstel nie. Maar so, die toeriste wat hier na toe kom, hulle eet krokodilvleis. Ons het nie genoeg krokodilvleis nie. Ons kry nie voorgebly met die krokodilvleis nie. En dit is nou nogal lekker, want ons het allerhande goedjies, pulled croc burger, en 'n krokodil kebappie, en krokodil steaks, en Dieter Wormsberger hier op die dorp maak die lekkerste krokodilworse, en krokodil ribbes, en Dieter rook vir ons krokodil ribbe, en die laaste byvoeging is krokodil tong. Oh my soul.
Hoorie, en dis lekker. Dis is 'n krokodil se tong? Dis ou klein liedjie, Ja, maar wat slag dan? hulle mos nou as hulle 3 of 4 jaar oud is. Soos 'n baba, maar is heerlik. Dis 'n sagte, luukse vleisie. Dis baie lekker. Ja, so Ons het dit goed weggegooi vir jare lank. Buite in die restaurant kan mense hier bly ook. Wat gebeur alles Ja, hier? ja, behalwe ja, ja, nou? ja. Oeh, lekker ding. Die kinders, my kinders trou hierso. Weet jy, dit is my ongelooflik. Sê ek vir jou, ek is so diep dankbaar dat my skoondogter my toelaat om haar trou het. Ek kan eintlik nie glo dat sy dit in haar hart gevind het nie, maar ek baie dankie daarvoor. En nou geniet ek dit so verskriklik om die tuin mooi te maak vir haar en so. Vir haar en vir François en toe ons behuising, ons het so 'n huis op die Krokodilplaas. 3 slaapkamerhuis wat Nikkie van Dijk nog vir homself hierso gebou het. En intussen het ons toe nou maar 2 kamers so half jy weet uitgebreek of wat ook al, en die 2 kamers verhuur en die 2 slaapkamers met die kombuis en sitkamer kombuisie was nou so half 'n familie-eenheid. Maar jy weet ek bedoel dit is 1985 se bouwerk. Toe het die Duitsers wat nou kom bly sê nee, dit is alright, maar dit is 'n bietjie afgeleef. Toe besluit ons nie dan moet ons nou seker daaraan doen en toe die kinders nou trou toe soos wonderlik. Dit gee nou net vir my lekker verskoning. So toe het ons nou 'n bietjie uitgebreek en so nou staan daar nog so 4 kamertjies by, baie mooi. Ja, Marianne Elers is sy het hier Otjiwarongo kom oorneem met binnehuise versiering. Sy is so begaaf. En ja, sy help my nou baie om die kamertjies mooi te maak en dan die 14de September is die troue dan daai kamertjies baie mooi lyk. Ja. Dan is nou dan so 6 kamertjies. So dit is nou nie 'n verskriklike groot opsie nie, maar ja, dit is ook lekker vir ons om jy moet maar baie hase uit die hoed uit trek om hierdie krokodille te voer. Dis 'n paar duisend krokodille. En hulle nee, dit is almal hier. Ja, hulle is nie almal hier nie. Ons het party op Oetjie want daar is die water goedkoper. Ons het daar 'n plotjie wat is die krokodilletjies net so buite Oetjie. Ja. Wat hulle nou lekker kan groei en so en daar's baie damme en baie water. En ja, maar die vrieskoste van daai rou vleis is baie hoog. Het hoë elektrisiteitsrekeninge en vervoerkoste om hulle te voer en so. Ja, so jy moet maar operate, nee. Het jy ooit gedink aan jy gaan die eienaar Van 'n krokodilplaas wees? die ma van krokodille? Oh my word. Die krokodilkoningin. Nee, maar weet jy wat? Dit is iets anders dit. Dis 'n hele sirkeltjie. Wat ek hierso doen is ons het 'n groentetuin want ek hou baie, man, ons het so groot geword. Ons het verskriklik baie geëet in ons huis. O, heilige Vader, my pa het borse gemaak en geslag en so baie in ons lewe het rondom kos gedraai en ja, so ek het eintlik so in kos groot geword en so nou het ons 'n groentetuintjie waar ek lag eintlik altyd, moet ek eerlik sê, vir die restaurante wat sê nee, ons weet al die groente uit die tuin kom op die tafel. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n wit leentjie. Maar ons het 'n bietjie slaai en wat ek veral in die tuin doen is garnering. Daar's kruie en sulke goed. So dit is lekker. Dit kom uit die tuin uit. Die blomme, die vars blomme in die plek kom uit die tuin uit. En so dit is daai sirkel, jy weet, van tuin en kombuis en dan daai plot waar die krokodille is, daar's baie vrugtebome. So baie van daai vrugte kom ook op die bord en dan die interessante vleise, jy weet, die lekker interessante plaaslike goeie beesvleis, krokodil wat jy die hele tyd mee eksperimenteer, wat is oulik, wat is lekker, wat is anders. En die lekker vars en mooi slaai, kruie, vrugte, blomme op die bord. Ja, dis wel baie lekker. Kyk, ek het in die Kaap, jy weet dan gaan eet ons ook nou by die vreeslike uitgeleese restaurante en my heilige Vader, dan staan een van die kamers dan lees en vir jou die hele spyskaart af en dan is dit nou verskriklik eksklusief. Maar nou is ek doodhonger nadat ek die spulkos opgeëet het. So ja, ek hou van mooi, maar ek haat pretensie. Daar iets moet daar eerlik wees. As iemand vir daai bord kos kan sê, moet dit vir hom lekker wees en hy moet versadig wees en dit moet vars wees en mooi wees. Ja, dan is die bord gebless. Ja. Ek wil gou hoor van
van die krokodille. Jy het ook gesê hulle word geslag op 4 jaar. Of so, Ja. dit is ook nie van kleintjie kry jy nou al sommer jou geld terug nie. Dit vat 'n man, hele dit is tyd. die hele ding. Ek sê vir jou regtig waar Henriette, daar is 'n rede hoekom krokodil vel so duur is. Dit vat lank vir jou om jou geld te draai. ja. En dan is die manier waarop jy daai krokodilletjie groot maak verskriklik belangrik. Daar mag nie 'n skrapie aan daai vel wees nie. En as jy hom in 'n proefbuis sit, dan groei hy nie. So jy kan ook nie, jy weet, dit is nie van krokodilletjies op hulle eie aanhou nie. Hulle moet gelukkig wees, hulle moet goeie kos kry, hulle moet gesonde kos kry en dan groei hulle. En so die damme waaronder ons hulle nou hou in Oetsho is wat is die Afrikaans woord, uitgeskreed. Die mure, die vloere is so met baie gladde sement, daar waarmee jy vloere en mure uitgemessel. Sodat daar nie 'n skrapie, en dis duur nie, daai damme is baie duur geweest. En die water moet gedurig gewissel word vir die babatjies. Die groot die teelkudde nie, hulle hou van vuilwater, moet ek ongelukkig amper sê. Ja, want hulle wil nie stres nie. Maar die kleintjies kan nie siektes op hulle vel hê nie. So daai water moet ten minste eenmal 'n maand uitgespoel word, nuwe water in en die krokodilletjies, as daar enige skeurwondjies of iets wat hulle mekaar seer gemaak het met hulle skuddediere, moet dit behandel word. Ja, nee, dit is eintlik die lopende kostes van 'n krokodilboerdery is hoog. Geweldig. En dit vat maar 'n lang tyd. Ja. En soos nou in met COVID moes ons het ook nie die lig gesien nie, soos baie mense het maar nie geweet wat kom nie. So ons het van 'n hele jaar se eiers het ons vernietig. Sjoe. Want ons het nie geweet, jy weet, sal ons nou ooit weer daai goedjies verkoop kry nie. Ja, so nou sit jy ook met daai tekort in jou siklus van 4 jaar. Kan ek so eiers saam? Ja, ek sal vir jou eiertjie gee. Nee, eiertjie. Jou gaan gesels oor die kos, al die Okay. kosse. So ons het nou die agtergrond, maar Ons jou het nou baie gesels nou oor kos, al die steakse. Wat 'n orgaan van die krokodil het jy daar? Ek het geen idee wat se orgaan dit is nie, maar dis rou. Dis krokodil carpaccio met 'n ou verlore geroosterde amandeltjie en Wat hang daaronder? dit is nog 'n verkoue. dis nog 'n Hy't stuk. verkoue. Nee, ons gaan hom nou test draai. Okay, gaan gaan ons. Jy moet sluk, Jojo. Lekker. Soos wat proe dit? Jo, ek weet nie, maar dit proe baie lekker. Okay, dit is 'n eerlike antwoord. Dankie Joe. Absoluut. Ons gaan nou vir James vra. James, ons regisseur en kameraman probeer A rib. 'n rib. Crocodile rib. Is hy Tiny. benerig? Is hy It's quite soft actually. It's like cartilage almost. okay? Smel dit in jou mond, James. It's really good. Dis really good. A little fatty, but like a little sticky as well. Oh, nice. But it's really good. It just tastes like crocodile meat. You should try it. Dankie James. Okay, dit is ons bord. Wat vinnig leeg word. Ja, daar Vinnig is die leeg bord. word. Geef vir my ook 'n ribbertjie. Henriette, krokodiltong. Ek gaan hom nou proe, Joe. Jy gaan hom proe. Beskerm net die skerm. Praat in tonge. Ek praat in tonge. Dis lekker. Dit proe hoenderig. En let wel, dit is krokodiltong. Dis krokodiltong. Dis baie lekker. Dis lekkerder as beespens of Dit werk vir jou. dit werk. Ek sit gou af, Joe. Welkom by Blitz Fokus, die Afrikaanse jeugprogram waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus probeer maak. Kry ons elke Woensdag om 6:30 op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik op ons webtuiste OneUp2.
By Blitz Fokus kan jy onderhoude verwag, die nuutste tendense en wat in die wêreld van die jeug aangaan. Ons kan nie wag om julle by ons te sien nie. In Kaap Vol Hoop elke week 8:30, 8:30 op donderdagaande vertel ons wat gebeur in die Kaap. Ons vertel die Kaapse stories. Ons sien die pragtige Kaapstad hier agter my, Tafelberg, die waterfront deel waar ek nou is. Ons gesels oor lekker kosse wat ons kan eet. Ons gesels oor wat mens kan drink, 'n lekker wyn of twee. Ons gesels met die mense. Ons hoor die Kaapse stories. Dis alles donderdagaande 8:30. Dit is op Kaap Vol Hoop. Ons is by Farmhouse se Welkom by Farmhouse. bekende chef, sy is Renate Keises. Sê gou dat ek leer. Keises. Keises. Ja, Okay. Kaha. Keises. Ons is by Renate. Ons gaan met haar gesels oor wat sy hier aan die optes is. Renate, vertel gou vir ons, wat gaan jy vandag maak? Ja, ek het vandag vir hulle operate. Ek het met mango-pap met mobani boms en matankaras. Okay, jy sê maar jy baie. Ja. Okay. Vertel gou presies wat is mango-pap? Mango-pap is, hulle maak altyd in Wambuland. Dis Wambu mense sê. So pap. Yes. Ja. Dis is Afrikaanse mieliepap. Ja. Dis mango-pap. Soos allemaal dieselfde. Yes. Is dit moeiliker om te maak as Nee, is nie mieliepap? moeilik is nie. Is net dieselfde soos jy die Is net pap maak. dieselfde? Ja. Okay, right. En dan gaan ek gou hierso wys. Hierdie is ons Mopani wurms. Ja. Mopani wurms ook tradisionele dis ja. Wambuland uit. Ja. En 'n mens kan baie met hom doen. Jy kan hom nou so koop, maar hulle maak hom ook droog, nee. Ja. Ja, en Soos dan hierdie is klaar droog gemaak en ons Okay. het net nou voorgekoop. Okay. So waar kry is hulle maklik om te kry? Waar kry julle hulle? Hulle word gekry so van Februarie af as dit reën. As dit reën, ja. Ja. Ons moet van nie word. Ja. En die mense is hulle hou hulle daarvan om dit te probeer? Baie. Want ek Soos weet party mense is ja. bietjie skrikkerig. Ja, maar as jy dit proef, dit ruik baie lekker en dit smaak baie lekker. Jy sal nie ophou eet nie. Fantasties. Ja. Dit is ook baie gesond, né? Ja, baie gesond. Baie Ja. gesond. Ja. Die hoe maak jy hom met hy? Eerst kook ik in het water, dan zet ik onion in Yes. en tomatie in en bietjie zout en peper en bietjie kookolie. Wonderlik. En die toeriste, hulle is mal hou baie daaroor. van dit. Mal daaroor. Ja. Wel, ons gaan dit bietjie later probeer. Ja. Ek moet sê dit ruik heerlik. Absoluut heerlik. Okay, kom ons beweeg oor daar na jou Matangaras. matangaras. Wat is matangaras? Matangaras is hij is in als je die beslag is Die pens. die pens. Ah, ja natuurlijk. Yes, ek moet sê dit lyk nou nogal bitter Vars, interessant, né? né? Dit is Ja. vars. Jy moet hom seker spesiaal kook, nee, want hy kan seker taai wees. Ja, hij is thuis zo, je moet koken laat het zacht wees. Dat dit sag is. So hoe lank vat dit omtrent vir jou om hom te Is dat hier? net 'n Je uur? moet het zacht wees. Maar dan nou onder hoë hitte of lae hitte? Brand hy nie maklik nie. Nee. Je moet, als je voelt, hij is nog hard, dan moet je nog water bij gooien. Ah, Dat is zacht natuurlijk. wees. En wat sit jy by hom nou? Hij zo is nou die wortels, onion en saus. En ja, en saus en peper. Dit lyk absoluut baie Brown onion baie sop. lekker. Wonderlik. Ons gaan nou net proe.
is dit alles? Hier is mieliepap, Ja. mieliepap en matangaras. Matangara. Wat is matangaras dan? Ja, wat is wat? Dit is afval. Is dit Dis 'n afval. Dit Ja. is 'n tradisionele afval. Okay. Want hierdie is bees, Ja, nee? dis afval. Ek dink die Afrikaners gebruik skaap. Skaap. Ja, maar hierdie is Dis beespens, né? Ja. Yes. Okay. Met 'n sousie Met 'n Renate. sousie. Ja, is 'n soos. Okay. Okay, Nou kom ons probeer. So die idee is jy moet nou verduidelik Ja, die aanstaan. idee nou Ja, vat is jy vat 'n stukkie papie. Ja. Jy rol hom bietjie. Okay, dat hy klontjie Ja, laat ek is. julle net so bietjie nog naby sit en dan dip jy nou in die sausie. Okay. En dan vat jy hom in die mond en dan moet jy hom geniet. So dit is nou die geheime resepie. En dan terwyl jy in die mond gesit het, dan vat jy die stukkie vlees en jy byt hom en dan probeer jy hom hoe dit lekker is. Yes, dit is lekker. Met die sous. Ja. Dit is 'n spesiale sous. Ja, dit is spesiale sous net vir die matangaras gemaak. Dit is nou een van ons tradisionele kosses wat ons hier so voorberei. En sy sê die mense is mal daaroor. Ja, ek wil nou net vir aanstaan die buitelandse toeriste. Ja, Hulle hou van dit. hulle hou van dit. Hulle kom ekstra om die spesiale tradisionele kos te kom probeer. Ja. En so, dit is nou mieliepap, maismeel wat met mielie gemaak word. En hier is nou die omahango. Dit kom nou van die noorde Dis reg, kant. dis die omahango, Ja, okay. daai kan julle nou ook probeer. Dit is ook rol. En daai is nou die mopani worms wat net in die reentyd gekry word. Dit is nou van die mopani booms af wat kom en dit is ook baie lekker om te So sit jy hom nou draai en dan vir hom toe in die mango. kan my hoop. Ja, dan draai ek reg. Ja, reg. Baie geniet. Dis heerlik. Baie dankie Renate. Okay. Brunch by Ansta. Weet jy my ouma was 'n Kaapse mooi en sy het altyd gesing want in die Kaap het hulle ook 'n afval, nê? Ja, maar hierdie is Matangara. Hierdie is Matangara. Dis Oshiwamu afval. Maar my ouma het altyd gesing: "Beste voetjies bymekaar, die lekkerste kossies in die Kaap." Nou sing ons vir julle: "Beste pensies by mekaar, die lekkerste kossies by Ansta." Cheers. Cheers. Byt hom net dan. Nog hapie dan. Lekker. Okay, hap jy? Okay, cheers. Cheers.